You need not say goodbye. The people will shout my name. Pilate will tell them there's nothing I've done to deserve this, but they will refuse. Pilate will stand me beside Barabbas, a murderer, and they will choose him over me. Pilate will appeal to the priest, insist on simply whipping me to appease their fury, but they will shout it louder, "Crucify, crucify." But still, you need not say goodbye. My hands will be tied to a post. The sound of the whip will ring in your ears and in your chest. The soldiers will peel the skin off my back. A ring of thorny branches will be pressed into my scalp until the blood runs into my eyes. Oh, but listen. You need not say goodbye. I will carry that cross. I will go to the place of the skull, and there they will drive the iron stakes between the bones in my wrist. With a hammer, they will nail my feet into the tree. I will be raised up as the world waits for me to die. Nevertheless, you need not say goodbye. Between two thieves I will hang. You may hear me speaking to my Father, your Father. You may hear me ask him, why? But child, you need not say goodbye. What you won't see, what you won't hear, what you won't know until all of this is done is that in that moment, I was paying the penalty of your wrongdoing. Every wrongdoing, every mistake, every act of envy, every word of hatred, every moment of violence and greed and spite, every selfish desire, every lustful thought, every moment of weakness and weariness, all the failures of human history will be in my hands and on my head. On that cross, I will suffer the wrath that was destined for you. Every guilty verdict fallen on me. Your punishment will be paid for in my blood, and it will be enough. I will die on your cross. I will let out a final sigh. Know that I have loved you, and you need not say goodbye. But if you must, if you absolutely must say the word goodbye, then say it like this. Goodbye, fear. Goodbye, sorrow. Goodbye, rejection. Goodbye, shame. Say it like this. Goodbye, guilt. Goodbye, condemnation. Goodbye, all the regrets of the past. Look up at the cross and speak the words. Goodbye, addiction. Goodbye, chains. Goodbye, hopelessness. Right here in this place, say it aloud. Goodbye, captivity. Hello, freedom. Goodbye, loneliness. Hello, belonging. Goodbye, defeat. Hello, victory. This is the end of the curse. This is the demise of the serpent. This is all debts paid. It is finished. Goodbye all the powers of hell. Goodbye darkness. Goodbye dread. Goodbye every sin. Go ahead and say it. Goodbye death. Speak and be free, but don't say goodbye to me. Yes, you'll see them put the spear in my side, but remember, it's only Friday, so you need not say goodbye.
baie welkom by vanoggend se Goeie Vrydag diens. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om saam met jou, waar ook al jy is in jou huis, dalk is dit op die TV, in die sitkamer, dalk sit in die kombuis, dalk speel dit net in die agtergrond, wat dit ook al mag wees, ons glo en vertrou dat die Heilige Gees se teenwoordigheid so tasbaar sal wees vanoggend. Ons vier Goeie Vrydag. Dit is natuurlik die dood van ons redder. En dit klink so slegte nuus, maar dit was als deel van die plan. Ons weet Sondag is op pad en die goeie nuus lê voor, maar daar is nog steeds significance in Jesus se dood en wat gebeur het. En mag ons fokus vanoggend op sy liefde vir ons wees. Mag jy sy liefde ervaar. Mag jy net 'n nuwe openbaring van die kruisiging ontdek vanoggend. Of wanneer ook al jy hierdie kyk, dalk kyk jy 'n bietjie later. Maar ons vertrou dat hierdie woord of die aanbidding, wat ook al mag wees, dat dit jou hart sal aanraak. Dat dit jou lewe sal verander. En ons vertrou dit in Jesus naam. Ons gaan saam bid en dan gaan ons ingaan in die aanbidding in. En dan gaan Johan vir ons 'n fenominale woord bring. So ons sien uit daarvoor ook. So net daar waar jy is, kom ons verwelkom net die Heilige Gees. Dankie Jesus vir die voorreg om vanoggend net hier by mekaar te kan wees saam. Die significance van Goeie Vrydag, die significance van u dood. Dankie dat u dit net weer opnuut openbaar vir ons vanoggend. Ten spyte van hoeveel keer ons al gehoor het daarvan, hoeveel keer ons al gepraat het daarvan, Here, daar's elke keer iets nuuts om te ontdek. En mag ons u liefde ervaar. Soos Paulus gesê, dit is te groot om heeltemal te vaar. It is too great to understand fully. But may we experience it. En dit is my gebed vanoggend. Here, al is dit deur die skerm, al is dit deur die klankgolwe van die speaker, dat u liefde nog steeds die harte sal vul wat leeg is. En nie net vol maak nie, but overflow in Jesus naam. Dankie vir die aanbidding, vir die anointing wat dit uit aan gaan vloei, wat oorgaan na die woord toe. Dankie dat u ons harte sal prepare vir dit wat u vir ons het vanoggend op hierdie wonderlike Goeie Vrydag in Jesus naam. Kom ons net daar waar ons is aanbid saam. Die lirieke gaan daaronder wees om saam in hierdie oomblik te engage. Kom ons lig sy naam op. Hy is waardig. Hy is heilig. Hosanna in die hoogste. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears,
Net daar waar jy is, in jou motor, in jou sitkamer, in die kombuis, waar ook al, terwyl die aanbiddingsspan hier van die verhoog af hulle plekke gaan inneem, wil ons vir hulle dankie sê, dankie dat julle ons souk in die Here se teenwoordigheid en in sy liefde en ons harte net voorberei vir wat hy wil doen. Dis 'n amazing voorreg om vandag bietjie tyd in die Here se teenwoordigheid met elkeen van julle te spandeer. Ek wil maar weer, soos ek baie keer doen, dit uit my persoonlike lewe uit aanvoer. Jy weet, as jy die evangelie van Johannes gaan lees, dan kry jy die 7 wonderwerke wat Jesus gedoen het. En as jy ook daar gaan lees, dan sal jy in dieselfde boek die 7 ek is verklarings van Jesus sal jy kry. Maar Jesus het ook aan die kruis, en dis waar by ons vandag wil uitkom, dis waarop ons wil fokus. Jesus het aan die kruis, het hy 7 keer gepraat. Nou elke woord wat Jesus gesê het, sy lewe lank, nie net aan die kruis nie, elke woord wat hy gesê het, was absoluut gesaghebend. Elke keer as hy gepraat het, as hy gespreek het, was dit die hoofseun van die heelal wat gepraat het. Maar ek wil vanoggend op Goeie Vrydag wil ek net een van die 7 dinge wat Jesus aan die kruis gesê het, wil ek op fokus. En dis nie iets wat jy nog nie gehoor het nie, maar dis ook nie iets wat ons net een keer in ons lewe moet hoor nie. Ons kan dit maar oor en oor en oor, kan ons dit hoor. Net voor Jesus sy laaste asem uitblaas, Johannes 19 vers 30, toe sê hy in Afrikaans, dit is volbring. In Engels, it is finished. Dis een woord in die Grieks of in die Aramees, ek is nooit seker wat een van die twee nie. Tetelestai. As jy al in my kantoor was, dan sê jy sien, agter my lesenaar teen die muur, is daar nie skilderye of foto's of whatever nie. Daar is net 'n bordjie met een woord op. En die woord is Jesus se laaste woord aan die kruis, voor hy sy laaste asem uitgeblaas het. En dit is Tetelestai. En toe hy dit klaar gesê het, het hy sy hoof gebuig en sy gees oorgegee aan die Vader. So, Jesus sou nooit hierdie woord kon uiter, as hy nie in absolute gehoorsaamheid aan die Vader die pad gestap het en kruis toe gegaan het ter wille van ons nie. Die Griekse stamwoord vir hierdie woord tetelestai is teleio. En dit breek nogal die betekenis vir ons oop. Dit beteken om tot 'n einde te bring, om uit te voer, of om af te handel, of om te volbring, of om te voltooi, of om ten volle te betaal. Nou net as ons fokus op hierdie laaste kruiswoord van Jesus, dan kry ons al die gevoel van wat hy alles daar eenvoudig vir my en vir jou gaan doen het. En dis waaroor vandag gaan. Dis vandag Goeie Vrydag. Ons vier, ons gedenk sy kruisiging, sy dood, sy begrafnis. En die volgende keer as ons bymekaar kom hier oor Paasnaweek, dan celebrate ons die oorwinning en sy opstanding. En dan is die prentjie voltooi. Nou, hierdie woord tetelestai is dikwels in die Nuwe Testament gebruik. Slawe, in daai tyd was slawe handel en slawe aktiwiteite aan die orde van die dag. Slawe, die woord dikwels gebruik wanneer hulle eienaars vir hulle taak gegee het en hulle teruggekeer het om te kom rapporteer dat hulle die taak afgehandel het wat hulle eienaars vir hulle gegee het. En dan het hulle vir hom gesê, tetelestai, die opdrag wat u my gegee het ek voltooi. Jesus het die opdrag wat die Vader vir hom gegee het, kom voltooi, en toe hy dit volledig voltooi het, net voor hy sy laaste asem uitblaas, toe sê hy, tetelestai. So slawe het die woord gebruik, kunstenaars, in die tyd van die Nuwe Testament het hierdie woord ook dikwels gebruik.
wanneer 'n kunstenaar sy kunswerk voltooi het, het hy teruggestaan, hy het die kunswerk vanaf 'n afstand bekyk en dan gesê tetelestai, en daarmee het hy aangedui dat hy tevrede is met sy werk en dat hierdie kunswerk voltooi en kompleet is en dat daar niks meer is wat hy aan hierdie werk wil doen nie. Handelaars het ook die woord gebruik. As iemand iets by 'n handelaar gekoop het en die artikel oor 'n periode afbetaal het, het die handelaar na die betaling van die laaste paaiement die woord tetelestai op 'n brief of op 'n nota geskryf en dit aan die koper oorhandig, en dit het dan beteken hierdie skuld is ten volle vereffen. Hierdie skuld is ten volle vereffen, en dit was Jesus se laaste woord aan die kruis. Julle skuld is nou ten volle vereffen. Dit was nie sy skuld wat hy gaan betaal het nie. Hy het daar gehang om ons skuld ten volle te vereffen. En hy het gesê, voor hy sy laaste asem uitgeblaas het, tetelestai, hierdie skuld is nou ten volle vereffen. En dan prisoniere, gevangenes, het die woord ook baie, vir hulle het dit ook baie spesiale betekenis gehad. Wanneer 'n oortreder, 'n misdadiger in daai tyd skuldig bevind is aan 'n sekere misdryf, is hulle gefonnis, baie van hulle is gevangenisstraf opgelê, en dan het die regter of die voorsittende beampte het 'n sertifikaat of 'n dokument aan die prisonier se seldeur gaan vasspyker, en daarop het sy oortredings gestaan waaraan hy skuldig bevind is, en daar's ook op daai dokument geskryf hoe lank hy die vonnis moes uitdien. En dan wanneer hierdie gevangene sy vonnis uitgedien het die regter gekom, die persoon wat hom gevonnis het, en hy het die dokument onderteken en hy het op dit geskryf tetelestai, en hy het gesê hierdie gevangene word nou vrygelaat. Ek stempel dit, ek skryf hier op tetelestai, dit is volbring, die volle vonnis is uitgedien, dis nou betaal, dis nou afgehandel, en met hierdie dokument kon hierdie gevangene uit die gevangenis uitstap, en hy kon in enige gemeenskap instap en sê, ek is nie meer onderhewig aan hierdie straf nie, hierdie stigma van 'n skuldigbevinding en 'n vonnis kleef nie meer aan my nie. My vonnis is uitgedien. Dit wil ek vandag op Goeie Vrydag regtig beklemtoon. Dit is seker die grootste waarheid wat ons vandag seëvier. En dit is dat toe Jesus sê tetelestai, het hy 'n dokument in die gees om ons nekke gehang en vir die wêreld en vir die geesteswêreld gesê, hierdie kind van my, wie in my glo, in my en my voltooide werk aan die kruis glo, gee ek vandag hierdie dokument waarop staan tetelestai. Ek het volkome en volledig vir hom betaal. Niemand kan hom ooit weer aankla van dit wat hy verkeerd gedoen het nie. Niemand kan hom ooit weer skuldig bevind aan die oortredings wat hy gepleeg het, of nou pleeg, of in die toekoms sal pleeg nie. Want ek het die volledige prys daarvoor betaal. Dis hoekom Jesus aan die kruis gesê het, tetelestai. Toe Jesus aan die kruis die woord tetelestai uiter, het hy eintlik aangedui dat elkeen van ons wat ons geloof plaas in sy plaasvervangende dood aan die kruis, ons ontvang daai dokument wat ons vrywaar van enige verdere aanklagte, enige verdere vervolging en enige verdere straf. So ek wil vandag vir jou op Goeie Vrydag, dis hoekom hulle sê Goeie Vrydag, wil ek vir jou sê, ongeag jou verlede, jou lang terug verlede, jou onlangse verlede, jou hede, as jy
'n wedergebore kind van Jesus Christus is, as jy jou geloof plaas in hom as jou saligmaker en verlosser, en as jy glo, hy het aan die kruis gesterf vir wat jy verkeerd gedoen het, dan dra jy 'n sertifikaat, dan word jy toegerus met 'n dokument wat sê, jy is vrygespreek, jy kan nooit weer aangekla word of gestraf word vir dit wat jy ergens langs jou pad verkeerd gedoen het. Nou, dis baie interessant, toe Jesus sy laaste, of toe hy sê tetelestai, en hy blaas sy laaste asem uit, het daar iets merkwaardigs gebeur, wat ek my boodskap mee wil afsluit. Jy sien, weens die sondeval, het die mens nie meer direkte toegang tot God gehad nie. Nou, die toestand van geen toegang tot die gemanifesteerde teenwoordigheid van die Here, wat ontstaan het weens die sondeval, word eintlik dramaties uitgebeeld deur die samestelling van Moses se tabernakel. Die tabernakel het 'n voorhof, 'n heiligdom en 'n allerheiligste gehad. En die heiligdom en die allerheiligste is deur 'n voorhangsel afgeskort. Nou, volgens oorlewering, dit staan nie in die Bybel so nie, maar daar's baie historiese dokumente wat dit nogal sterk aandui. Volgens oorlewering was die voorhangsel sowat 'n handbreedte dik, en dit was so sterk geweef dat 2 pare osse wat aan elke kant vasgemaak was en in teenoorgestelde rigtings gedryf is, dit nie eens kon skeur nie. En hierdie allerheiligste was sedert die voltooiing van die tabernakel die enigste plek waar geestelike gemeenskap met God kon plaasvind. Maar weens die sondeval was die gewone mense, het hulle geen toegang tot die allerheiligste gehad nie. Dit was vir hulle geweier, dit was vir hulle onmoontlik gemaak deur die voorhangsel. Dit was slegs die hoofpriester wat 1 dag per jaar in die allerheiligste kon ingang en gemeenskap of interaksie hê met die gemanifesteerde teenwoordigheid van die Here. So, wat gebeur nou hierso? Toe Jesus sê, Vader, tetelestai, dit is volbring, it is finished, en hy blaas sy laaste asem uit, en hy gee sy gees oor aan die Vader. Hierdie voorhangsel het die verwydering tussen God en mens weens die sondeval gesimboliseer. Dit was die skeiding. Nou, hoewel God weens die mens se sonde nie anders kon as om hierdie verwydering vir 'n tyd lank maar te handhaaf nie, het die Vader nogtans hierdie voorhangsel verag, soos 'n gevangene sy sel deur verag het, want hy's immers 'n liefdevolle Vader wat graag by sy kinders wil wees. Maar nou is hierdie voorhangsel daar, en hy kan nie by sy kinders wees nie weens die sondeval. Maar die oomblik toe Jesus sê tetelestai, en die volkome volmaakte prys is deur die vlekkelose lam Jesus Christus betaal. Wat gebeur volgende? God die Vader self het daai voorhangsel van bo na onder, net om te bevestig, dis hy wat dit kom uit die weggeruim uit, nie van onder na bo nie, van bo na onder, het hy daai voorhangsel eenvoudig kom verskeur in Herodes se tempel in Jerusalem, en hy het hom letterlik, daar is baie skrifte wat dit aandui, hy het daai voorhangsel aan flarde geskeur die oomblik toe Jesus aan die kruis sy laaste asem uitblaas en hy sterf. Die volmaakte, sondelose lam van God, en dis wat ons vandag vier, op Goeie Vrydag, die dag waarop Jesus gekruisig is. Die sondelose lam van God, wat die sondes van die wêreld kom wegneem het,
en die verwydering en die afstand tussen God en mens tot 'n einde sou bring. Hy was geslag en onmiddellik, God het nie, ek sê dit met respek, hy het nie tyd gemors nie, hy het onmiddellik, toe die prys betaal is, het hy nie 'n oomblik gehuiwer nie. Hy het onmiddellik die weg na die allerheiligste God weer oopgemaak vir jou en vir my, wat in Jesus se voltooide werk glo. En ek sluit af met dit. Daarom, en net daarom, kan ons as mense weer in Christus een wees en verenig wees met God. En dis waarom ons vandag, Goeie Vrydag, seker een van die 2 belangrikste datums op die Christen jaarkalender vier. Ek wil jou seën met hierdie waarheid, met hierdie ding wat Jesus vir ons kom doen het. Ek dink nie ons kan ooit ons mind regtig om die grootheid daarvan kry nie, maar met die beperkte verstaan daarvan, die beperkte openbaring wat ons daarvan het, is ons harte gevul met dankbaarheid en ons vier, ons celebrate dit vandag tot eer van sy naam. Ons gaan saam met die aanbiddingsspan gaan ons hierdie tydjie saam gaan ons afsluit met 'n laaste lied. Kom ons doen dit vanuit ons harte. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. And worthy is your name, Jesus. You deserve the praise.
cross. Thank you for the freedom that we have through your blood. And I pray for everyone who is watching, who is here in this hall now, that we will surrender our hearts and lives fully to you every day. Thank you, Jesus. You are my King. You are our King. In Jesus' name, amen.